het is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense maar deur God genoem word. Groete in die mooie naam van ons koning Jesus Christus. As weer vanoggend vir ons 'n goddelike voorreg om op hierdie platform te kan wees. Ek wil baie dankie sê vir die Kruiskyksspan wat ons hierdie geleentheid gee om die woord van die Here te kan deel vanoggend met julle. As ons dadelik kan gaan in die woord van die Here na die boek van Daniël. Jy gaan lees van Daniël 1 tot Daniël tot vers 8, van vers 1 tot vers 8. Die Bybel sê, en in die 3de jaar van die regering van Joachim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Joachim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Snear gebring in die huis van sy God. En die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning van Aspenas, die owerste van sy hoofdienaar, bevele gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerlei wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle die skrif en die taal van die Kaldeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lang op die proef, so 3 jaar lang op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda Daniël, Hanania, Misael en Asaria, maar die owerste van die hoofdienaar het hulle ander name gegee. Daniël het hy Belsasar genoem, en Hanania Sedrag, en Misael Mesach, en Asaria Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het. Daarom het hy die owerste van die hoofdienaar vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hoofdienaar. Prys die Here Jesus Christus. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom nader ons vanoggend die troon van genade. Vader, ons kom sê vir U baie dankie, my God, Here, vir U voorgelese woord. Ons bid, my koning, Here, dat U woord 'n lig sal wees vir iemand se pad en 'n lamp, my Vader, Here, vir iemand se voete. Ek bid, my God, Here, dat U, my koning, Here, iemand se hart sal beweeg vanmôre. Ek bid, my God, Here, dat U iemand sal aanraak, dat iemand sal bekragtig met die krag van U sterkte. Here, om dit, my Vader, Here, te kan sien wat U wil hê moet sien. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus en ons kom sê vir U baie dankie daarvoor. Here, nie my gedagte of my woorde of my intensies nie, maar laat U woord en U wil geskied vanoggend in Jesus naam met baie danksegging. Amen en amen. Geliefdes, die woord van die Here praat in die boek van Daniël. Die Bybel sê dat die woord van die Here praat van dat die koning Nebukadneser, ons verstaan die gedeelte waar koning Nebukadneser die kinders van Israel in ballingskap gevat het as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan die stem van die Here. En wat ek sien, dat wat die Here altyd gemaak het wanneer Israel ongehoorsaam of Israel het die Here gefail om nie die Here se woord gehoorsaam te wees nie, dan het die Here altyd hulle grond verloor. Hulle was in ballingskap gevat. Maar die Bybel sê dat die koning van Babel, koning Nebukadneser, hy het 'n opdrag gegee aan sy bevelhebber om uit te gaan om onder die kinders van Juda te gaan kyk jong manne wat in die koning se paleis kan dien. En die Bybel sê hy het hulle van sy wyn en van sy spys het hy gegee. Hy het hulle daardeur opgevoed. Maar die woord van die Here sê dit was Daniël, Misael, Belsasar en Abednego. Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Dit was die 4 jong seuns uit die stam van Juda wat koning Nebukadneser gevat het om te dien in sy paleis. En die woord van die Here sê dat vir 3 jaar lang
moet hulle geonderhou was in die koning se paleis en hulle moet geëet het dit wat die koning vir hulle voorgesit het. En dit laat my so dink, prys die Here Jesus, in die bediening, dat voordat jy kan kom, voordat jy voor die koning kan dien, gaan daar 'n spesifieke proeftyd is wat die Here jou gaan deurvat. Ek wil vir iemand vandag sê dat die Here gaan jou nie kan verhoog as jy nie gaan beproef word nie. Prys die Here Jesus. Maar die Bybel sê in die woord van die Here, hy sê dat, en Daniel het voorgeneem om hom nie te veronreinig met die spys van die koning en met die wyn wat hy gedrink het nie. So in ander woorde, Daniel het die probleem gesien. Die probleem het begin by wat geëet was in die begin. En ek dink dat Daniel het teruggekyk in sy generasie en gesê dat as die probleem begin het by wat iemand geëet het, gaan die probleem net opgelos word by wat ons gaan eet. En daarom sê die woord van die Here, die Bybel sê dat die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Die Bybel sê dat die Here het vir Adam die instruksie gegee, van al die bome in die tuin kan jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, en jy mag daarvan nie aanroer nie. En die Bybel sê dat die Here vir Adam gesê dat die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En as ek kyk in die woord van die Here, dat die Bybel sê, en Adam het geëet van die vrug, en daar is spesifieke dag, het Adam nie gesterwe nie. Maar Adam het nog vir omtrent amper 1000 jaar gelewe. So in ander woorde, die dood wat die Here van gepraat het, dit was nie die fisiese dood nie. Want Adam het daardie dag nie gesterwe nie. Maar die dood wat die Here van praat, dit was 'n lewe weg van God af. Want die Bybel sê, daardie dag was Adam uit die teenwoordigheid van die Here uitgedrywe. Die Here het hom nie meer access gegee of toegelaat tot die tuin nie. Die Here het hom nie access gegee tot die oorvloed van die Here nie. Maar die woord van die Here sê, dat die Here het hom uitgedryf na die ooste kant van Eden toe. En die Here het gerib aangestuur om die tuin te bewaak. So in ander woorde, die dood wat die Here van bekommernis is nie die fisiese dood nie. Want ewen die Here Jesus sê, hy sê, wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. So in ander woorde, dit gaat nie net oor die fisiese dood nie, maar het gaat in die geloof in die Here Jesus Christus. Maar as gevolg van wat Adam geëet het, die moment toe hy die woord van die Here gedisobey het, was hy uit die tuin uitgedrywe, en hy was gedisconnect van God, en even van die provision van die Here. So in ander woorde, die probleem het begin by wat hy geëet het. So in ander woorde, die oplossing gaan net kom by wat jy gaan eet. En daarom sê die Here Jesus Christus vir die Jode in Johannes 10 vers 3:34 sê, dat toe hulle hom wil stenig, toe hy vir hulle sê dat ek en die Vader is een, sê die Here Jesus vir hulle, is daar dan nie in julle wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode nie. Maar die dood wat die Here van praat, het praat van 'n lewe weg van God af. En daarom prys die Here Jesus Christus is ons vandag hier om iemand te bemoedig wat gedisconnect is van die Here af. Ek weet nie wat het gebeur in jou lewe nie. Ek weet nie, miskien dat jy 'n teleurstelling deurgegaan waar jy teleurgestel was in die bediening of in die huwelike of by jou werke, waar ewe die teleurstelling deurgekom het. Ek wil vir iemand vandag sê, dat staan op en volg weer die Here. Prys die Here Jesus Christus. Daar's 'n koordigter wat ons altyd gesing het in die kerke. Staan op en loop. Die Here wil hê jy moet opstaan. Die Here wil hê, prys die Here Jesus, jy moet nie in jou toestand sit nie. Halleluja, wat die Here wil hê jy moet opstaan en jy moet hom volg. Want die Bybel sê, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Maar ek sien in die woord van die Here dat Daniel het gesien dat die probleem het begin by my voorouers as gevolg van wat hulle geëet het. So in ander woorde, al manier hoe 'n change kan plaasvind. Al manier, prys die Here Jesus Christus, hoe ek uit hierdie situasie uit gaan kom, as wanneer ek gaan eet van die woord van die Here. Want die Bybel sê dat die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Prys die Here Jesus Christus. Maar die Bybel praat verder. Hy sê dat en die Here het Daniel wysheid gegee om allerhande drome en gesigte te verstaan. Maar die woord van die Here sê dat die koning het verder aan 'n droom gehad. En die koning het al die geleerdes en die besweerders
en die Kaldeers en die Waarseers het hy geroep. Van hulle was die koning se manne op wie die koning staat gemaak het, wanneer daar iets is wat die koning nie verstaan nie. Veral wanneer daar iets gegee was van die realm van die gees, het hy op hierdie manne staat gemaak om hierdie drome en gesigte te kan interpreteer. Van daai is die manier hoe God nog steeds vandag met ons kommunikeer. Maar die Bybel sê dat die geleerdes in die boek van Daniel, in Daniel 2 vers 11, sê die geleerdes, die Kaldeers en die Waarseers aan die koning. Hy sê, ja, die saak van die koning, die saak wat die koning verlang is swaar, en daar is niemand anders wat dit voer, daar is niemand anders wat dit voer die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode, wie se woning nie by die vlees is nie. Die Bybel sê dat die koning het 'n droom gehad, maar die koning wil nie net geweet het wat was die interpretasie van die droom nie, maar die koning wil ewen geweet het wat is die droom. Want dit was al wat die koning daar die sekerheid kan gegee het, dat hierdie manne die waarheid praat. En daarom het die koning vir hulle gesê dat as julle vir my hierdie droom en sy uitlegging van my kan te kenne gee, gaan julle geverhoog word. Ek gaan julle allerhande geskenke gee. Maar wanneer julle nie my droom en die uitlegging aan my kan te kenne gee nie, gaan van julle huise mishope gemaak word. So in ander woorde, hierdie manne gaan gevernietig word. En die Bybel sê, en toe die opdrag uitgaan om al die wyse manne van Babel, al die geleerdes, al die besweerdes, al die Kaldeers, toe die opdrag uitgaan om hulle dood te maak, omdat hulle nie die koning se droom en sy uitlegging aan die koning kan te kenne gee nie, was Daniel en sy 3 vriende, was hulle almal ook gebring om doodgemaak te word. Maar die Bybel sê dat Daniel het die bevelhebber 'n verstandige antwoord gegee en vir die bevelhebber gevra dat as hy net vir hom bietjie tyd kan gegee word om na God te gaan, sodat Daniel het vir sekerheid geweet dat by die Here God is alle dinge moontlik. Never mind wat 'n geheim, never mind wat 'n droom daar is. By die Here is alle dinge moontlik. En die woord van die Here sê as gevolg van dit het Daniel het die bevelhebber vir Daniel daar die genade gegee en Daniel vir die koning gebring. En Daniel het vir die koning gesê, maar koning, as u my net tyd gee, dan sal ek die droom met die uitlegging aan die koning kan te kenne gee. Maar die koning het gesê, oké, dit is fyn. En Daniel het huis toe gegaan en Daniel het die saak aan sy vriende bekend gemaak. Dit is een ding wat ek nou al geleer het op hierdie tyd wat ek nou op die pad van die Here is. Dat jy moet mense rondom jou kry wat saam met jou oor daardie situasie kan bid. Daniel het na sy vriende toe gegaan en vir hulle die saak bekend gemaak en vir hulle gevra dat hulle moet genade van die God van die hemel afsmeek, sodat die Here hierdie saak aan hulle kan bekend maak. Prys die Here Jesus. Ek wil vir iemand vandag sê, daarom sê die woord van die Here, moenie julle vir onderlinge byeenkomste versuim so sommige die gewoonte het nie. Moenie in daardie gewoonte valle waar jy nie meer optrek na die huis van die Here nie. Moenie in daardie gewoonte val, prys die Here Jesus Christus, waar jy jou hele gedagte vir 'n saak gee nie. Maar die Bybel sê Daniel het na sy vriende toe gegaan. Daniel het na die manne en die vroue van die Here toe gegaan. Prys die Here Jesus, sy gebedspartners, manne en vroue wat hulle self gegee het vir vasting en gebed. Ek glo dat elke kind van God, elke man van die Here moet hom omring met mense, prys die Here Jesus Christus, wat hulle self gegee het vir die woorde en vir gebed, want dis al manier hoe sekere situasies gaan opgelos word. Dat sommige kere, prys die Here Jesus, wat die Here miskien nie die saak aan jou gaan bekend maak, maar die Here gaan dit aan die vriend van jou bekend maak, wat altyd saam met jou bid, wat altyd saam met jou instree, wat altyd saam met jou, prys die Here Jesus, die troon van God nader. Daarom sê die woord van die Here, hy sê nader tot my en ek sal tot julle nader. En die Bybel sê dat hulle die nag tot die Here gebid en die Here het in die môre, die Here deur die nag hierdie saak aan Daniel bekend gemaak. Die Here die droom aan die koning bekend gemaak. Maar ek wil teruggaan, prys die Here Jesus, na vers 11 toe, wat hierdie wyse manne, die besweerders en die geleerders aan die koning gesê het. Hoor wat sê hulle in vers 11, Daniel 2 vers 11. Hy sê, ja, die saak wat die koning verlang is swaar en daar is niemand anders wat het vir die koning kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie. Hoor wat sê die wyse man. Hy sê, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie. En as ons kan gaan, prys die Here, die vraag is, wie is hierdie gode? Nou, as ons kan gaan na
1 Samuel 28 vers 13, waar koning Saul die heks van Endor geraadpleeg het. Ons weet in daardie tyd het Saul alle hekse geban en gesê dat hulle kan nie meer hulle dinge doen nie. En na die dood van Samuel, die woord van die Here sê, as gevolg van die oorlog wat hulle in was, het hy 'n woord van die Here afgeverlang, sodat hy die saak kan verstaan, wat gaan gebeur en hoe gaan die saak opeindige. Ek glo daar kom 'n tyd in iemand se lewe, prys die Here Jesus Christus, waar jy na die Here toe moet gaan rondom 'n saak, sodat die Here die einde van hierdie saak kan bekend maak. As ek dwars deur die woord van die Here kyk, het die Here 'n manier om 'n saak van sy einde af al aan jou bekend te maak. Ewen aan die kinders van Israel, prys die Here Jesus, dat die Here het nie vir hulle gesê wat hulle gaan deurmaak deur die woestyn nie, maar die Here het hulle net gesê van die land wat oorloop van melk en honing. Prys die Here Jesus. Maar die Bybel sê dat koning Saul het na die heks toe gegaan om die heks te gaan raadpleeg. Maar hy het die woord van die Here nodig gehad as gevolg van die oorlog wat hulle in was. En die Bybel sê in vers 13 sê die koning vir die vrou. En die koning antwoord daar: "Wees nie bevrees nie, maar wat sien jy?" En die vrou sê vir Saul: "Ek sien 'n bonatuurlike wese wat uit die aarde opkom." Die Engelse vertaling sê, "I saw gods ascending out of the earth." So in ander woorde, die gode, prys die Here Jesus, wie se woning nie by die vlees is nie. Dit was manne en vroue van die Here. Daar is 'n God gegewe gawe wat die Here aan jou gegee het. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, prys die Here Jesus. Maar solank jou woning by die vlees is, gaan jy nie hierdie gawe van God wat die Here jou gegee het, gaan jy dit nie kan ontdek nie, prys die Here Jesus. Daar is sekere dinge wat jy smag om te verstaan. Maar as jy in die vlees gaan lewe, daarom sê die woord van die Here, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Maar solank jy in die vlees gaan lewe, solank jy die wil van die vlees gaan doen, maar daarom sê apostel Paulus, hy sê, want die wet van die Gees van die lewe het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Solank jy in die vlees gaan lewe, gaan jy nooit die goddelike gegewe gawe wat die Here jou gegee het kan ontdek nie. Ek het met iemand nou die dag gepraat en ek sê dat in ons gemeenskap as aan baie mense met groot gawes wat die Here hulle gegee het. Miskien sit u vandag en jy kyk na my en die gawe wat die Here jou gegee het was profesie. En jy was eenmal wat jy vurig van gees gewees. En jy het altyd gesê, so sê die Here. En die woord van die Here was waar en betroubaar wat uit jou mond uitgekom het. Maar daar het iets in jou lewe gebeur, prys die Here Jesus Christus, wat jou in 'n posisie gesit het, waar jy nie meer die Here kan hoor nie. Miskien het die Here jou die gawe gegee om hande op die siekes te lê. Prys die Here Jesus. Maar iets het gebeur in jou lewe. En jy het afgewyk van jou patroon af. Die pet, en daar is 'n pet, en ek sê dat met elke gawe wat God jou gee, met elke gift wat gegee word, maak 'n voorbeeld soos 'n foon, daar is 'n prescription, daar is 'n voorskrif wat jy moet volg om die volle kapasiteit van hierdie gawe van kan gebruik te maak. En as jy nie dit gaan doen volgens die voorskrif nie, dan gaan jy die volle kapasiteit of die beste van hierdie gawe kan gebruik nie. En miskien is dit vandag u posisie waar u in is, dat die Here het u 'n gawe gegee, maar jy kan nie die beste van daardie gawe gebruik nie. Maar ek wil vir iemand vandag sê, as jy maar net jou woning, as jy maar net weet, die Bybel sê, dat behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie, as jy maar net weer wil volgens die Gees wil beweeg, want die skrif sê, wandel deur die Gees. Ek wil vir iemand vandag sê, prys die Here Jesus, miskien het jy jou gebed, jou verhouding met God gevernalatig. En dit het veroorsaak dat daardie gawe wat die Here jou gegee het, nie meer so kan beweeg, of jy is nie meer so skerp soos jy gewees het nie. Maar as jy net weer op jou plek wil kom, as jy net weer daardie verhouding met die Here wil aanknoop, as jy net weer wil tyd maak vir die Here in gebed, gaan die Here weer daardie gawe, prys die Here Jesus. Want die Bybel sê that the gifts and the callings of God are without repentance. Prys die Here Jesus. Die gawes en die bedienings van God, dit is onberoulik.
onberouwlik. Wat beteken dit? As die skrif sê dat die gawes en die bedienings van God onberouwlik is, dit beteken, prys die Here Jesus, die gawes en die bedienings hou nie op nie. Die Here is nie soos 'n mens wat 'n ding vir jou gee en dit terugvat nie. Nee, maar dit is jou responsibility, prys die Here Jesus, om te kyk na daardie gawe. Die Bybel praat selfs, hy maak selfs 'n vergelykenis van die talente wat die Here aan die mense gegee het. En die Bybel sê vir iemand het hy 1 gegee, vir die ander een het hy 3 gegee, vir die ander een het hy 5 gegee. En die persone wat meer as 1 geontvang het met hulle gawes gegaan werke. So in ander woorde, hulle het gekyk na hierdie gawes. Prys die Here Jesus Christus. Want as jy nie gaan kyk na dit wat God jou gegee het, dan gaan jy dit verloor. Prys die Here Jesus, maar die Here wil jou bring tot op die plek van volwassenheid. Ek sê dit, jy kan net iets vir iemand gee, of iemand kwalifiseer net om 'n ding te gebruik as jy daarna kan kyk. As jy nie kan kyk na dit wat jy het nie, beteken dat jy behoort dit nie te het nie. En is dit miskien die rede hoekom u geverloor het wat u het nie, omdat u nie daarna gekyk het nie. Daarom sê die woord van die Here, hy sê dat die genadegawe, hy sê kyk na die genadegawe. Daar is 'n gawe wat God jou gegee het. Prys die Here Jesus, maar dit is jou responsibility om te kyk na daardie gawe. En dit is miskien die posisie wat u vandag in sit. Dat die Here het jou opgerig as 'n profeet. Die Here het jou opgerig as 'n evangelis. Prys die Here Jesus, maar hierdie gawe wat die Here u gegee het jy nie na gekyk nie. Maar hoor wat sê die waarseers, die geleerdes, want dis wat hulle verstaan. Hy sê dat die saak van die koning kan net bekend gemaak word deur die gode wie se woning nie by die vlees is nie. Jy gaan moet migrate van die natural na die supernatural om die gawe wat God jou gegee het te kan gebruik of daarvan kan geniet. Prys die Here Jesus Christus. Want dit is dit wat die Here jou gegee het. Want ek glo die Bybel sê that God will do nothing unless he reveal his secrets unto his servants the prophets. Ek wil vir iemand vandag sê, daar is niks wat die Here in jou lewe wil doen of gaan doen wat die Here jou nie wil bekend maak nie. Die Here wil nie hê, prys die Here Jesus Christus, jy moet rigtingloos deur die lewe gaan nie. Maar God het jou 'n gawe gegee. En sommige keer dan ons begeer goed buitekant ons, terwyl die Here alreeds vir ons iets gegee het. As gevolg van wat buitekant ons aangaan, as gevolg omdat ons fokus buitekant is en ons kyk na wat ander mense het en hoe floreer ander mense in dit wat hulle het, soms begeer ons wat hulle het en ons vernalatig dit wat die Here binne in ons geplaas het. Maar ek wil vandag vir iemand sê, prys die Here Jesus Christus, dat beginne maak tyd vir dit wat die Here jou gegee het. Beginne maak tyd vir dit wat God jou gegee het. En ek glo dat dis wat God wil gebruik, prys die Here Jesus, om jou op te lig. Miskien is jy in 'n finansiële toestand, maar daar is 'n gift wat die Here jou gegee het, wat jy nie na kyk nie. En as jy gaan dan na daardie gawe gaan kyk, prys die Here Jesus, want enige ding wat kan groei, kan sterwe. As jy na daardie gawe gaan kyk, wat die Here jou gegee het, gaan die Here daardie oplossing bring. Want die Here gaan niks doen sonder jou betrokkenheid. Ek kan onthou, prys die Here Jesus Christus, Apostel James Davis het eendag 'n woord gebemoedig wat my baie diep getref het, waar hy gesê het in daardie woord, dat God gaan niks doen sonder jou betrokkenheid nie. Jy gaan moet betrokke raak by dit wat die Here in jou lewe gedoen het. Dit wat God jou gegee het, prys die Here Jesus Christus. Jy gaan moet betrokke raak. Ek kan 'n verandering in my gemeenskap begeer. Ek kan 'n verandering in my kinders se lewe begeer. Ek kan 'n verandering in my man se lewe begeer. Miskien is daar 'n moeder vandag wat na my kyk en u hart se begeerte is dat die man wat eenmaal die Here gedien het moet opstaan. Maar ek wil vir iemand vandag sê, prys die Here Jesus Christus, dat die verandering wat jy so na begeer moet by jou begin. Ek kan nie 'n verandering in iemand anders se lewe of in my gemeenskap verwag as, prys die Here Jesus, as ek nie 'n verandering wil maak nie. En dis wat Daniel, prys die Here Jesus Christus, opgeleid en dis hoekom hy gebesluit het dat ek met my manier, my ways van eet, dit wat ek eet, baie eenvoudig verander. Van dis een van die maniere, prys die Here Jesus, hoe die Here daardie gawe wat in jou ingesit is, hoe die Here dit gaan uitbring. Die gebed van my hart vandag is, prys die Here Jesus, is dat die Here die gawe wat hy jou gegee het, dat jy daarna moet kyk. En dat van God het dit vir jou gegee om iemand anders mee te dien. Die Here daardie gift vir jou gegee om iemand anders mee te dien. Dit is so wonderlik, prys die Here Jesus Christus, dat wat ek het is nie vir my. Wat ek het is vir u. En wat u het is vir my.
En dis hoe ons, prys die Here Jesus, mekaar nodig het. En dis hoekom Daniel gebesef het dat ek sal nou met my vriende gaan en vir hulle hierdie saak bekend maak en genade afsmeek van die Here af. En dis miskien, prys die Here Jesus Christus, wat die Here wil doen in die lewe. God het jou 'n gawe gegee, maar die Here wil hê jy moet dit gebruik. En dit is daardie spesifieke gawe wat deure vir jou gaan oopmaak as jy net daarna gaan kyk. Daar's miskien het jy nie die kwalifikasies nie. Miskien het jy nie, prys die Here, die geleerdheid nie. Maar God het jou 'n gawe gegee. En ons kyk waar Daniel opgeëindig het. Van een van die ballinge, een van die gevangenes wat weggevoer was in ballingskap, het die Here hom opgelig, net as gevolg omdat hy die gawe wat die Here hom gegee het, dat hy daarna gekyk het. En die Here het hom aangestel in die koning se paleis. En ek glo dis wat die Here in u lewe wil doen. Die Here wil u oplig. Die Here wil u oprig, prys die Here Jesus Christus. En die woord van die Here sê Daniel was aangestel as owerste bo al die geleerdes, die besweerdes, die kaldeers in die koning se paleis. En dis wat die Here in u lewe wil doen. En daarom wil ek 'n gebed doen, prys die Here, net daar waar u sit. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, daar is my broer en my suster wat luister na hierdie boodskap, my God. Ek bid, Vader, Here, dat u hulle sal aanraak, dat u hulle sal bekragtig. Here, maak hulle weer bewus, my koning, Here, van dit wat u hulle gegee het. Ek bid, my God, dat hulle op dit fokus wat die Here in hulle harte ingeplaas het. Van dis wat u wil gebruik, my God, Here, om hulle op te lig en om hulle toestande te verander, om hulle gemeenskappe te verander. Ons vra dit in die naam van Jesus. Maak iemand vandag bewus, my God, van wat u hom gegee het. In Jesus' naam, amen en amen. Die Here seën u geliefdes. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.